You've heard of him, but have you really met him? More than just a force, more than just a feeling, but a person, present, powerful, alive. I will ask the Father, and he will give you another advocate who will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. The Spirit gives power, love, and healing. The Holy Spirit is not a stranger, but a familiar presence you've been longing to know. Die bekende vreemdeling is amper 'n tipe van 'n analogie of 'n snaakse term, want hoe kan 'n vreemdeling bekend wees? En ons het in hierdie laaste paar reekse juis gepraat oor die idee dat die Heilige Gees iemand bekend is, maar deur die keuses in die leefstyl wat ons baie keer leef, hy 'n vreemdeling vir ons word. Die een wat die naaste aan ons is, word eintlik die een wat ons die minste verstaan. En vanmôre wil ek hierdie reeks saamvat deur jou en my te vra en te konfronteer oor hoe 'n lewe lyk wanneer die vreemdeling vir jou en my bekend word. 'n Lewe wat bekragtig word deur die inspraak van die Heilige Gees in ons lewe. Jy sien, die werking van die Heilige Gees in jou en my lewe is nie net 'n blote emosionele opgewondenheid nie. Ons het al baie keer mense gehoor stap uit die kerk uit en sê, vanmôre was hoendervleis. Die Heilige Gees was vanmôre hier en die Heilige Gees het gewerk. En ja, daar's oomblikke van inspraak soos die Heilige Gees werk, maar dis nie 'n oomblik nie. Dis 'n aanhoudende verhouding met hom. Dis 'n veranderende lewe. 'n Lewe wat van natuur verander, wat sy krag en teenwoordigheid deur ons weerspieël. Die effektiefste manier en sigbaarheid van die Heilige Gees in jou en my lewe is as mense na jou en my kyk en hulle Jesus en God die Vader en die Heilige Gees sien. Jesus het oor en oor vir sy disippels gesê, julle bly my vra om my Vader te sien, maar as julle na my kyk, dan sien julle hom. So ek wil begin deur te sê, 'n lewe wat bekragtig is deur die Heilige Gees, wat hierdie bekendheid van hom ken, is 'n lewe gekenmerk deur liefde. Galasiërs 5:22 sê, die vrug van die Gees is liefde. So jou lewe, my lewe word 'n uitdrukking van hierdie liefde deur die Heilige Gees wat jou en my bekragtig. Ons kom op die plek waar ons maklik kan vryspreek, maklik kan vergewe en medelee kan toon met die mense om ons. En gister was Street Story 'n uitstekende voorbeeld daarvan. En ek wil by hierdie geleentheid ook vir elkeen sê dankie wat betrokke was. Gister was 'n groot sukses. Ons het op 'n stadium begin spanning beleef, want hier's meer mense as goed wat ons gehad het, maar ons het ons oë toegemaak en ons het die goed nie getel nie, en soos die vissies en die brode het die goed net bly vermeerder. Maar ons kan dit maklik doen vanuit die bekragtiging van die Heilige Gees. Jonathan Edwards het by geleentheid gesê, liefde is die belangrikste bewys waardeur die wêreld kan weet dat ons sy kinders is. Jy sien, ons het 'n uitdrukking en 'n postuur van vrymoedigheid en dan ook moed. Dit help ons om die waarheid voor te bring en vir die waarheid op te staan en Christus te verteenwoordig sonder vrees en vervolging. 2 Timoteus 1:7 sê, want God het jou en my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van krag, liefde en selfbeheersing. En ek wil vanmôre sê, in die dae waarin ons in beweeg en in die tyd waarin ons is, gaan ek en jy al hoe meer die bekragtiging van die Heilige Gees nodig hê om sonder vrees en veroordeling op te staan vir dit wat reg is en vir dit wat verkeerd is. Ons kan nie meer in 'n plek lewe
waar daar vir ons grys areas is, as dit kom by ons verhouding met die Here. Die een wat ons lief het, die een wat ons voorop staan nie. Hoeveel keer gebeur dit? Gelukkig nie hier nie, maar in ander plekke, waar ons by geleentheid is en mense sal die Here aanvat of ons verhouding met die een wie ons lief het aanvat en ons sal in die stilte niks sê nie. Of ons sal sien in die omgewings waarin ons beweeg, dat ongeregtigheid plaasvind en ons kies om nie iets te sê nie, want ons wil nie kontroversieel wees nie. Stilte beteken eintlik maar erkenning, nê. Jy sien, as 'n mens net kyk na die rol van die Heilige Gees, in Pinkster, toe hulle die Heilige Gees ontvang het hulle vrymoedigheid gehad, het hulle gespreek ten spyte van vervolging. Handelinge 2 vers 4 sê, almal is vervul met die Heilige Gees, en hulle het gegaan en die woord met vrymoedigheid verkondig. Hoe lyk 'n lewe van vrymoedigheid? Dis 'n lewe wat uitverkoop is en gebou is op vertroue in die Here. En daarom vanmôre, wanneer ek en jy gegee het en gesaai het, is dit een van die kenmerke van vertroue in die Here. Dat ek en jy op die plek kan kom waar ons sê, my vermoëns is nie my vertroue nie, my eiendom is nie my vertroue nie, in my geval my good looks is nie my vertroue nie. Julle wat lag, ek moet julle net na die tyd gou sien, hoor. Ek maak nie te grappie. Dis 'n uitdrukking van my vertroue. Dis mense wat moed het tydens beproewinge, wat in hulle omstandighede die waarheid kan praat en sê, ten spyte van, bly God goed, bly God onveranderd, bly hy aan my kant en maak hy 'n weg vir my en alles gaan tot my voorbeeld uitwerk. Geloof ten spyte van teëstand. Jy sien, 'n lewe bekragtig deur die Heilige Gees is 'n lewe wat smag en streef na heiligheid. Waar hy die lewe uitdrukking kry en op die plek kom waar hy die Here ten volle en akkuraat verteenwoordig. Galasiërs 5 rig aan jou en my die opdrag, wandel deur die Gees, vers 16. Dan sal julle nie die begeertes van die vleeslike natuur uitvoer nie. Jy sien, dit klink eenvoudig, maar dit is eintlik eenvoudig. Want ek en jy kom op die plek waar ons bron, die Heilige Gees is. Hy die een is wat ons voed en ons kies om nie die vleeslike natuur na te volg nie. Dis 'n persoon wat 'n honger het na geregtigheid, wat integriteit in sy privaat en in sy openbare lewe leef. En is 'n persoon wat afsonder van wêreldse kompromieë. A.W. Tozer het by geleentheid gesê, die geesvervulde lewe is nie 'n spesiale luukse uitgawe van Christendom nie. Dit is die Here se volledige plan vir sy kinders. Dis die realiteit vir jou en my, die bekragtiging van die Heilige Gees in ons lewe, wat ons vat na 'n plek toe, waar ons die vrug van die Gees deur ons lewe begin leef. En Galasiërs 5:22, om tyd te spaar, gaan ek dit nie lees nie, sit al hierdie vrugte vir jou en my uit. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daai word karaktereienskappe van 'n lewe bekragtig deur die Heilige Gees. Dit beteken nie die element van die vlees is nie daar nie, maar ek en jy die kapasiteit en die krag en die autoriteit om lankmoedig te wees, in vrede te leef, vriendelikheid ten toon te stel, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Maar soms is ons vriendelik, maar ons gesig praat 'n ander taal, nê? Dit beteken die realiteit tref my gesig en die uitdrukking van my gesig ook. Ek is bly, selfs in moeilike tye. Ek streef vrede na te midde van onsekerheid. Ek het geduld met moeilike mense. En ek het selfbeheersing oor vleeslike gedrag, drange en begeertes. Jy sien, ek het 'n postuur waar ek 'n hoorbare oor het vir dit wat die Here vir my sê. En ek nie op 'n plek kom wanneer die Here met my praat, vir myself sê, ek gaan nie nou reageer nie. Of die duiwel moet nou wegkom van my, wat is hierdie gedagtes?
Of ek het dalk te veel vleis geëet vanaand, ek moet net eers 'n bietjie oor dit kom. Die Heilige Gees in jou en my lewe gee vir ons onderskeidingsvermoë. Dit help ons om tussen die waarheid en ongeregtigheid rigting in te slaan. Dit waarsku ons teen gevaar. Dit beïnvloed ons keuses, ons besluite. Hoeveel keer het ons dinge besluit in ons eie kapasiteit en die gevolg daarvan was nie goed nie, waar ons net vir 'n oomblik kon terugstaan en wag en toelaat dat die Here ons lei en die uitkoms sou anders gewees het. Die Heilige Gees kom in jou en my lewe en hy bevestig die Here se wil vir jou en my. Die Heilige Gees, en ek wil dit vanmôre sê en ons het dit deur hierdie reeks ook gesê, die Heilige Gees wil jou en my deur sy gawes bekragtig sodat ons as 'n familie op missie ons omgewing sal beïnvloed, ons hoop, genade, liefde, rigting sal aandui en mense sal help om in die volheid te leef vir dit wat God hulle gemaak het en voorgeroep het. 1 Korintiërs kom en sê aan jou en my, 1 Korintiërs 12, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis gegee deur die Heilige Gees. Vanmôre, kan ek en jy vanmôre vir 'n oomblik net oorweeg hoeveel kapasiteit in hierdie gebou sit? Hoeveel verskillende idees, hoeveel verskillende gawes, karaktereienskappe, lewenspaadjies en stories in hierdie een plek is en watter invloed dit kan maak in ons gemeenskap as ons toelaat dat dit waarmee ons al reeds bekragtig is deur ons lewe sigbaar word. Jy sien, iemand wat bekragtig is deur die Heilige Gees is bereid om te dien. Dit hoef nie 18 weke voor die tyd te begin aankondig te word om te vra om te help, ons gaan die gras sny, of ons gaan iets verander, of ons gaan iets doen nie. Dis mense wat in 'n oomblik deur die Gees gelei word en sê, ja, hier is ek. Dis iemand wat empatie het met ander se seer en hartseer. Dis iemand wat sy bediening ten volle uitleef, wat eenheid bewerkstellig. En dis 'n lewe wat nie gefokus is op homself nie, maar is 'n lewe gefokus op ander. En dis iemand wat volhard en deurdruk. Maak nie saak of dit nie eenvoudig is nie. Maak nie saak as die golf van die lewe omslaan of haar slaan, hulle teen die vloer is en ewe skielik hulle verhouding met die Here abdikeer en vra nie. Die Heilige Gees gee jou en my die kapasiteit om dinge deur te sien, om vrede te beleef ten spyte van die storm, krag te beleef tydens moeilike, swak oomblikke en om hoop te hê in elke seisoen. Rabindranath Tagore het die volgende gesê: geloof is die voël wat die lig aanvoel en sing wanneer die dag breek nog donker is. Nou ek het so 'n stoel in my kamer met 'n lamp waar ek altyd in die oggende Bybel lees en dis altyd vir my mooi. Ek staan vroeg op voor my huis nog wakker is. Dis nog pikdonker. Maar die voëls begin al die dag aankondig in die geloof. En dit is presies 'n lewe wat uitgedruk is en bekragtig is deur die Heilige Gees. En dan wil ek saamvat en sê 'n bekragtige lewe, die bekende vreemdeling bekend maak, is 'n Christus gesentreerde lewe. Jy sien, want uiteindelik is die rol van die Heilige Gees in jou en my lewe om Jesus Christus deur ons te verheerlik, om hom sigbaar te maak aan mense om ons. So vir jou en my, 'n lewe wat bekragtig is deur hom, wys ander mense na Jesus toe. En die vraag wat ek en jy onsself mee moet konfronteer, is lei my lewenswyse, die manier hoe ek die bekragtiging van die Heilige Gees tentoonstel, ander mense na hom toe. Nie omdat ek die Bybel aanhaal nie omdat ek die regte goed sê nie, die manier hoe ek leef, die manier hoe ek interaksie het, lei my lewe mense na Jesus toe. Lewe ek 'n nederige lewe, waar ek ander mense bo myself sit en ander mense wil dien, soek ek sy eer,
bo persoonlike erkenning, en weerspieël my karakter, Christus se karakter. Jy sien, ek en jy het 'n keuse om hierdie bekende vreemdeling die bekendste te maak in ons lewe. Ons is baie keer geneig, ons bid na God die Vader toe, en ons bid na Jesus toe. En soms voel dit vir ons vreemd om te bid na die Heilige Gees, maar die Heilige Gees is die een wat aan jou en my toevertrou is, wat ons bystaan. Ons het 'n verhouding met die drie-eenheid, God, die Vader, Jesus en die Heilige Gees. En die Heilige Gees bekragtig jou en my om hierdie in ons lewens te kan doen. Wil ek en jy nie vanmôre opnuut weer herken en bevestig ons die Heilige Gees se bekragting nodig het? En saam met dit vanmôre die besluit te maak en te sê, Heilige Gees, jy wat in my is, wil nie hê jy moet vir my 'n vreemdeling wees nie. Ek wil nie hê dat ek jou as 'n onbekende beleef nie, maar dat ek vanmôre opnuut die verklaring maak, ek wil bekend wees met die diepste intriges van wie U is. Ek wil jou beleef in die volheid van dit wat jy vir my beplan, wat U vir my beplan. Ek wil gehoorsaam wees, ek wil toelaat dat U deur my lewe 'n lewe maak waar ander U in my lewe kan sien en kan beleef. Jy sien, die bewys van die Heilige Gees bekragting in jou en my lewe is nie bloot geestelike gawes of emosionele ervarings nie, maar is 'n veranderde lewe wat my al hoe meer soos die een wat ek liefhet maak, die een wat Jesus is maak. Galasiërs 5 vers 25 sê, aangesien ons deur die Gees leef, moet ek en jy in pas bly met die Gees. En vir die van julle wat sal onthou wat in die weermag was, wat die voorreg gehad het om in die weermag te wees, sal onthou as jy op paradegronde was en jy kon 'n peloton gewees het van 100 of 1000 of 2000 of 10.000, maar elke liewe een het op daai paradegrond in gelid beweeg. Ek dink in gelid is 'n term wat baie mense nie eers meer verstaan nie, maar dit sou soos donderslag klink, as een sy voet neersit, sit 1000 sy voete neer. Presies in lyn met hoe dit moet wees. Die Here het vir jou en my 'n unieke plan vir ons persoonlik, maar ook 'n unieke uitdrukking deur ons lewens persoonlik. En vanmôre kom hy en hy sê, sal jy kies om in gelid te wees met my plan en nie jou eie ding te doen nie? Want ek het jou alreeds bekragtig. Jy het alreeds die uniform aan, jy het alreeds die skoene aan. Sal jy net kies om jou voet saam met myne neer te sit en toe te laat dat die bekendheid deur verhouding met jou gebou sal word. En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my net jou oë te sluit. Wanneer ons vanmôre ons oë sluit, dan wil ek jou uitnooi om vanmôre jou verhouding met die Heilige Gees in oënskou te neem. Dalk in hierdie reeks het jy beleef, dit voel vir jou of daar afsondering is. Of die bekendheid van dit wat jy lees en dit wat jy beleef nie met mekaar strook nie. Dat jy die waarheid verstaan en dit wat hy kom doen en die bemagtiging, maar dit voel vir jou of daar 'n dislokasie is. Dan is die uitnodiging vanmôre aan jou en die uitnodiging aan my. Kom bevestig weer opnuut hierdie verhouding. Kom en maak die bekende jou realiteit. Kom en kies opnuut vanmôre verhouding met die Heilige Gees. En ek wil jou 'n geleentheid gee om net daar waar jy nou is, hierdie bevestiging te maak en te sê, as ek deur my keuses en dinge wat ek gedoen het, gekies het
om U 'n vreemdeling te maak, maak ek vanmôre opnuut die verklaring dat ek U gaan ken en U gaan soek, sodat ek bekend kan word met wie U is. En die tweede deel van daardie verklaring is dat deur die bekendheid van wie U is, ek sal leef in die bekragtiging en my lewe 'n lewe sal wees wat die karakter en die eienskappe van die Heilige Gees sal toon en sal lewe in Jesus naam. Here, ons dankie vir die Heilige Gees. Heilige Gees, dankie dat U met ons is en dat U ons lei in alle wysheid en opregtheid en ons lewens skaaf en verander om meer soos U te wees. Mag ons nooit vergeet dat U ons bekragtig het, nie net dat ons lekker kan voel en goeie tye kan beleef en sekere dinge kan doen nie. Nee, U het ons bekragtig om Jesus aan die wêreld tentoon te stel, om mense te help om in 'n volheid te lewe, om hulle hoop te gee, om hulle omstandighede geestelik te kan aanspreek en om die wêreld te kom, 'n plek te kom maak waar die koninkryk heers en gevestig word. Mag ons in hierdie waarheid en in hierdie volheid leef en nie sal abdikeer en sal dink ons het niks nodig om te doen nie. Nee, dat ons aan hierdie verhouding elke dag van ons lewe werk, dat die bekendheid van dit wat U doen en wat U beplan, ons realiteit en ons dryfsenergie sal word. En ons nooit weer sal lewe van die idee dat U 'n bekende vreemdeling vir ons kan wees nie. En ek eer U daarvoor in Jesus naam.